Dis 11de November 2025. In hierdie video wil ek met die paartjies praat en met die ouers wat getroude kinders het. As daar 'n ding is wat ons nie vir een oomblik moet vergeet nie, dan is dit dat die plan om ons uit te wis kom al van 'n baie lang tyd af. En een van die doelstellings van hierdie sataniste, ek kan hulle nie iets anders noem nie, is die vernietiging van die gesin. Dit is gepubliseer. Jy kan dit gaan opsoek. Dit bestaan. Nou, vir die paartjies wil ek net sê, daar is nie 'n ding soos 'n huwelik wat nie probleme het nie. Daar is nie so 'n ding nie. Dit is 'n droom. Die realiteit is, julle is twee mense uit twee verskillende huise uitkom met twee verskillende agtergronde en julle bly nou saam. Daar is goed waaroor julle gaan verskil. Maar julle moet verstaan, die Satan is gefokus daarop om julle huwelik te vernietig hoor. Want hy kan dit nie verdra nie. Want 'n huwelik is 'n instelling van God en kinders is 'n geskenk van God. En kinders is 'n voortplanting van daardie tribe of wat. Julle moet dit verstaan. As hy die huwelik kan vernietig, is al daai ander goed dieselfde tyd weg. Nou, dit gebeur baie. Seker meer as wat ons weet, dat twee mense in die huwelik tree, maar hulle is nie geesgevuld en bekeerd en so nie. Hulle is maar net wat hulle is. En hulle trou, en dan soos die tyd aangaan, dan begin dinge krap, en dan is daar kinders, en dinge raak net erger en erger. Maar hulle besef nie, dat daardie huweliksband moet gebreek word vir Satan om te slaag in sy doel. Nou kom ons sê nou maar is Jannie en Sannie wat getroud is. Jannie leef lekker jol met die manne en hy drink bars en al sulke dinge. Sannie spook met die kinders en sy moet altyd opgeskeep sit met hierdie dronk Jannie wat by die huis aankom en so. En dan op 'n dag, dan kom Jannie nou tot bekering. En hy begin besef, hoorie, maar ek moet hierdie huwelik van my regmaak. Hierdie wat hier aangaan, dit is nie in God se wil nie. Nou ja, okay. Nou probeer hy. Maar hy het nou 'n groot probleem. Sy gedrag van die verlede gaan die hele tyd opgehaal word en in sy gesig gegooi word. Sannie aan die ander kant, sy ma, het nou die hele tyd vir haar vertel hoe bad is hierdie Jannie. En sy moet nou ontslaa raak van hierdie Jannie en whatever. Nou daar is 'n ding waarop sekere vrouens bagen en dit is nou 'n groot onderhoudsbevel en so. Maar dis 'n droom, daai onderhoudsbevel is 'n droom hoor. Daai onderhoudsbevel beteken maar net iets indien Jannie in staat is om dit te betaal. As hy dit nie kan betaal nie, dan is daar nie eintlik iets wat jy moet doen. Ja, jy kan hom weer hof toe sleep en al en nog whatever doen, maar hy het dit nou net nie. That's it. En soos wat die howe werk, mees 9 uit 10 gevalle, gaan jy, wat Sannie is, gaan die kinders ook kry. Maar nou moet jy verstaan, die oomblik wat daai egskeiding gebeur, jy het nou 2 kinders, dan is 4 mense se lewens moer toe. En maak nou nie saak hoe jy dit nou wil sien nie, maar dit is die feite. 4 mense se lewens is moer toe. En dan daai ma van jou wat jou nou so aangehits het om hierdie huwelik te breek. Sy sit ook met 'n probleem. Want nou skielik word jy eintlik nou weer haar verantwoordelikheid met jou kinders. En sy kan nie vir jou sorg nie. Wat nou? Nou wat die meeste van die tye gebeur is, so 'n geskeide vrou word 'n speelbal in die sosiale sirkels en sy moet haarself aanpas by die realiteit van vrouens wil haar nie naby hulle mans hê nie en mans wil haar net gebruik en misbruik. En intussen is die lydende party die kinders. Want die oomblik wat jy en daai man van jou geskei is,
Nou is daai kinders jou volle verantwoordelikheid. Jy moet nou spook om kop bo water te hou. En jy kan nie die aandag en die dissipline aan die kinders toepas, want jy moet nie so hulle gaan ook vir die duiwel. So, dit is die groot ding. Nou, hoe moet ou dit hanteer? Eerste ding is, en die eerste stukkie advies wat ek vir julle kan gee, as julle 'n paartjie is wat nou sukkel, maar julle weet, julle wil die huwelik red en julle probeer en julle verstaan hoe belangrik dit is om daardie huwelik te red. Die eerste goue reël is maar, dit wat ek baie sê, don't engage. Want jy moet onthou, jy het nie nodig om op alles te reageer wat jy wat Sunny is, jy hoef nie op alles te reageer wat Jannie vir jou sê nie. En Jannie, jy hoef nie op alles te reageer wat Sunny vir jou sê nie. Die eerste ding waarop julle twee moet fokus, is om julle tempels Heilige Gees vriendelik te kry en dat die Heilige Gees in julle woon. En dan moet jy die vrugte dra. Nou, enige een van jou, jy of Jannie of Sunny, die verantwoordelikheid is, jy moet elke dag, elkeen van jou vrugte toets, hoor. Elkeen van jou vrugte toets. Jy weet, jy kan 'n week lank goed en oordentlik met mekaar oor die weg kom. En dan sê jy net eendag in 'n oomblik van frustrasie, gooi jy 'n skewe antwoord. En dan bars die deure oop en dan verwyd Sunny vir Jannie oor al sy sypery en rondlopery, rondkuiery en laatkomery en so. Jannie verwyd vir Sunny oor sy altyd haar ma se kant kies en whatever. Nou ek wil net vir Jannie sê, jy moet een ding baie goed verstaan. Een van die groot foute wat jy kan maak is om Sunny se ma te attack. Want die oomblik wat jy Sunny se ma attack, dan gaan Sunny outomaties haar ma verdedig. Dis 'n instink by haar. Dis 'n natuurlike instink. Sy gaan haar ma verdedig. Alles haar ma hoe verkeerd, sy gaan hom verdedig. En dis nie wat jy moet doen nie. So moenie haar ma attack nie. Don't engage. Maar verstaan mooi. En jy wat Sunny is, jy moet verstaan. Jou ma, sy is ook een van die instrumente van die Satan. Om jou gees te verrot teen daardie huwelik. Want eintlik op die einde van die dag is al wat Satan wil hê is die huwelik moet breek. Hy stel nie regtig belang oor wat met die kinders gebeur en wat met jou ma gebeur en wat met Jannie gebeur en wat nie. Daai huwelik moet net gebreek word, want dan is julle almal se lewens gefok. En dis wat hy weet. En dis die feite. So om daardie huwelik aan mekaar te hou, vat opoffering en toewyding. Maar jy doen dit in die geloof dat God maak nie foute nie. Daai twee van julle twee is by mekaar gebring. Dit was sy wil. Maar wat julle nou daarmee doen, dis nou julle saak, hoor. Nie dit nou weer op hom pak nie. Dis nie reg nie. Julle twee het die verantwoordelikheid om daai huwelik aan mekaar te hou. Want as daai huwelik uit mekaar uitbreek, is julle twee se lewens moer toe, daai twee kinders se lewens is moer toe, en dan Jannie se ouers en Sunny se ouers sit met 'n probleem. Dis vir hulle 'n moerse probleem. En by definisie, Jannie se broers en susters, Sunny se broers en susters. So net daai in huwelik wat julle verongeluk. Kyk hoeveel mense beïnvloed julle negatief. So die verantwoordelikheid is op julle twee om daai huwelik te maak werk. En hoekom het julle daai verantwoordelikheid? Want julle moet verstaan. Daardie huwelik is 'n instelling van God en as julle daai ding verongeluk, dan tree julle op in die wil van die Satan. En julle moet verstaan, dit is net julle twee wat daai huwelik kan red hoor en kan maak werk. Maar dit vat werk. Dit vat toewyding. Die probleem is, Sunny kan nie by Jannie kom en vir hom sê, hoorie, my ma sê nou weer dit en dit nie. En dan sê Jannie, kan Jannie nou vir haar sê, nee maar, jy sien ons nou hier. Daai wat sy sê en daai wat sy sê, ek doen ons nou nie meer daai goed nie. Ja, ek het dit nie verlede gedoen, maar ek doen dit nou nie meer nie. En hulle praat daaroor nie. Nee, hulle kan nie, regtig nie. Want die oomblik wat sy iets van haar ma sê, dan vlieg Jannie op sy perdjie. En dan laat waai hy nou weer. En daar gaan dit nou maar weer. 'n Feesmaal vir die Satan. So ek sê vir julle paartjies vandag, julle moet baie goed verstaan. Die vernietiging van julle huwelik is al baie lank terug beplan.
En dis 'n doelwit van die Satan, om die tribe te vernietig. Want dit is net wanneer daar suksesvolle huwelike is, wanneer daar suksesvolle kinders kan wees, kinders wat kan uit 'n goeie voorbeeld wat vir hulle gestel word, ook goeie lede van daai tribe kan wees, want hulle verstaan die basiese beginsels van respek en integriteit. En dit is waar we moet gaan. Nou, elkeen van julle wat nou in hierdie ongelukkige situasie is, dat jy is 'n onstuimige huwelik, julle moet verstaan, julle het julle eie bagasie waarmee julle moet deel hoor. Maar God wil daai help dra hoor. En hy kan jou net help dra as jy dit in sy hande sit. Moenie jouself bluf nie en vir een oomblik misken dat die vernietiging van jou huwelik is 'n deel van Satan se plan. En net julle twee, jy, Jannie en Sunny, net julle twee kan daai plan in die wiele ry. Net julle twee. Maar julle moet die besluit neem. Julle gaan daai huwelik regmaak, want dit is vir julle belangriker om in God se wil te wees as in die Satan se wil. En dit is so eenvoudig as wat dit is. Moenie laat enige iemand vir jou vertel, dit is God se wil dat julle moet skei nie hoor. Moenie laat hulle daai kak vir jou verduidelik. Jy moet verstaan, jy wat in daai huwelik is, jy moet verstaan dat jy is 'n teken vir die Satan om daai huwelik te vernietig hoor. Hulle het dit al gedokumenteer by vele geleenthede. Vernietiging van die familie, dit is een van die doelwitte hoe hulle uitkom by hulle uiteindelike doel. So ek sê vandag vir jou, Jannie en Sunny wat vir my luister, gaan staan voor die spieël en kyk na die bron van die meeste van jou probleme. En dan maak jy die besluit of jy jou lewe in die hande van God gaan plaas, of jy jou tempel deur die Heilige Gees laat bewoon. En jy moet verstaan, toets jou vrugte, net joune. Moenie jou partner se vrugte toets nie. Jannie moenie Sunny se vrugte toets nie. Sunny moenie Jannie se vrugte toets nie. Elkeen toets sy eie vrugte en maak seker dat daardie vrugte is in die wil van God. Dan sal julle verbaas wees, want julle moet verstaan, terwyl julle stryd aan die gang is daar kinders wat toeskouers is na hierdie gemors. En daardie stryd van julle maak 'n imprint op hulle, en hulle kans om suksesvolle huwelike te hê word al daar verongeluk in julle huwelik. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Ek kan vir dae oor hierdie goed praat, maar ek wil dit by die basics hou. Elkeen van julle moet die besluit neem. Ons wil in God se wil leef. Ons wil hierdie huwelik laat werk. En dan laat julle die Heilige Gees toe om julle te lei. Dit is wat julle moet doen. Want glo vir my, breek daai huwelik en jy is perfek in die wil van die Satan. Want dit is nie God se wil nie. Ek het daai pad gestap, maat. Ek moes my huwelik gaan regmaak. Gaan lees Maleagi 3, dan sal jy dit lees. Dis wat na my toe gebring is toe ek vra, maar hoekom kom dinge nie reg om my nie? Toe kry ek daai skrif. Ek weet wat dit wat, maar ek sê vir julle vandag, julle paartjies, julle moet nie ligtelik kyk na hierdie ding nie, moenie, die wêreld kan vir jou klomp kak van jou kop verduidelik, hoor. En dis elkeen van julle twee se verantwoordelikheid. As jou ma of pa by jou kom en jou vertel hoe kak is jou partner, dan ruk jy nie jou nek op nie. Jy sit dan net hom of haar net mooi en kyk en sê, luister, dit is my man waarvan jy praat. Dit is my vrou waarvan jy praat. Moenie dit doen nie. As jy nie op gaan hou met hierdie kwaadstokery nie, dan gaan ek nie meer hier by jou kom kuier nie. Ek gaan nie meer met jou praat nie. As jy nie my huwelik respekteer nie, gaan ek nie met jou praat nie. Beklei nie daaroor nie, niks nie. So, dink diep oor hierdie storie, om 'n
gekraakte huwelik reg te maak, vat effort hoor, maar met die leiding van die Heilige Gees kan dit gedoen word. Jy moet net wakker wees om te sien wanneer die Satan 'n kaart gooi. En dan moet jy slim wees en nie engage nie. Nou ja, geef my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning.